Die van ons wat die Bybel saam te bring het, ek wil maar toch aanmoedig om die Bybel saam te bring. Dit is altyd so mooi as daar een Bybel in die gesin is, en man en vrou deel die Bybel, en ook pa dalk met die seun die Bybel deel, dat sy ook voor hulle is, en saam in die Bybel volg. Dit sal my altyd bybly. So maak ons ook maar net opnuut bewus raak van die belangrikheid van die woord, en dan ook sonder om dit fisies in die hand te hê. Maar ook so mooi, baie van ons bejaardes kom ook kantoor toe, en dan sê hulle maar, ek sukkel om te sien, koop vir my die groot druk vertaling asseblief, dan is dit gewoonlik die 2020 vertaling. En dit is my so mooi dat ons laasweek weer op die Bybel vir die bejaarde kon koop, wat gesê ek wil sien wat ek lees. Dit raak te klein, en dit is weer regtig mooi, dit sê iets besonders van die verhouding wat daardie persoon dan ook met die Here het. Hemelse Vader, ons opskrif is lewende hoop en die egte geloof. In donker tye, ook in tye van teleurstelling, dat die Emmausgangers ervaar, wat hulle gesê het, ons het so gehoop, dat hy Israel sal verlos, Here, in daardie situasie, dat ons baie keer moedeloos voel, nie weet wat ek kan doen nie, donker tye beleef. Dankie Here, dat ons vanoggend kan agterkom, dat deur God die Vader, die opstanding van Jesus Christus deur die Heilige Gees bewerkstellig is, en Jesus kon uit die dood uit opstaan. Daarom is daar vir ons nie net hoop nie, in U woord staan, lewende hoop. Here, maak ons deel in hierdie lewende hoop, danksy Jesus Christus en die werking van die Heilige Gees. Amen. Aan God, die Vader van die Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In baie vertalings word die woord lofwaardig gebruik, en hierdie woord word slegs toegeken of slegs aangespreek in God se teenwoordigheid. Wanneer God geprys word, dan word hierdie woord gebruik, nie vir mense nie, maar lofwaardig volgens die kommentaar en die verklarings is dit dan uitsluitlik en baie grotendeels op God gemik. En hier staan daar vir ons dan geskrywe, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop, die onverganklike, onbesmette en onverwelke erfenis, wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle in kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word deur vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eerwaardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Kan ek net daardie paar woorde weer lees? En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eerwaardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. Die saligheid is die einddoel van ons geloof, en dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Ek lees weer vers 3, die laaste sinnetjie. Nou het ons 'n lewende hoop. Geliefdes, in 2010 was daar 'n myn in Spanje gewees, en hierdie myn het ineengestort op 'n vlak van 700 meter onder die grond. 33 mynwerkers was vasgekeer in hierdie myn, en hulle het nie geweet
of hulle nog leef of nie beleef nie. En toe gebeur iets merkwaardig. Die reddingsspanne het 'n klein gaatjie geboor tussen die rotse deur. En hulle het toe agtergekom dat die mynwerkers lewe, en toe hulle die boor weer terugtrek, het een van die mynwerkers 'n briefie aan die punt van hierdie boor geskryf, en op daardie briefie het gestaan: ons is almal veilig hieronder, al 33. En toe hulle hierdie boodskap lees dat al die 33 mynwerkers veilig is, het die hele wêreld hooggrond in ekstase en in vreugde hulle blydskap gedeel met mekaar. Daar is nog hoop van hierdie mense lewe, en na 69 dae ondergrond op 'n vlak van 700 meter is hulle een dan gered. En ek trek hierdie verhaal terug na Paasnaweek toe, waar die disippels dan die kruisdood ervaar en beleef het. Saterdag was 'n stil Saterdag gewees. En toe kom die boodskap Sondagoggend, 2 woorde: hy leef. En daai 2 woorde het hoop gebring vir die disippels. En dit veroorsaak dat Petrus nou skryf, maar daar is 'n lewende hoop as gevolg van die opstanding van Jesus Christus. Die mynwerkers het 'n briefie geskryf: ons is almal veilig, al 33 van ons. Met ander woorde, hulle leef. Sondagoggend kry die disippels, die vroue, die boodskap: hy leef. En dis presies wat Petrus hier verkondig toe hy sê: hy het ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons lewende hoop. Presies dit wat Paasnaweek gebeur beskryf Petrus hier. Nou het ons lewende hoop as gevolg van die opstanding van Jesus Christus. Hy leef. Daai klein boodskap op papier en punt van 'n woord wat sê ons almal is veilig, al 33 van ons, het hoop gebring, en na 69 dae is hulle dan gered. En toe die Emmausgangers ontdek dat Jesus leef, is hulle harte dan met blydskap vervul. Net soos die mynwerkers die boodskap gebring het van ons is almal veilig, al 33. Gee God vanoggend vir ons die boodskap: daar's lewe, daar's hoop, en Jesus leef. Nou is die vraag, glo ek dit of staan ek nog by Vrydag se kruis vasgevang? Ons het die 33 mynwerkers, en in hierdie gedeelte wat ons dan voorgelees het vanoggend, is daar basies 3 temas wat ons moet hê. Die eerste tema is hoop, geloof en lyding. Die hoop beklemtoon nie dat 'n Christen vry is van beproewings nie, maar dat hierdie beproewings 'n doel het. En hierdie doel is, soos ons later ook gelees het, dat die goud gesuiwer en gelouter moet word om die egtheid daarvan te bepaal. Die egtheid van my geloof wanneer Jesus weerkom, dit moet lofwaardig wees, dit moet standvastig wees wanneer Jesus dan weerkom. En Petrus gebruik juist 'n voorbeeld van goud wat deur vuur gesuiwer word om te wys dat geloof iets kosbaar is en dat dit opgepas moet word, gelouter moet word, suiwer gemaak moet word, dat ek my oë soos ek die kinders gesê net op God drieënig sal hou. En dit gebeur dan in die donkerste tye wanneer die lewende hoop in Jesus Christus die nodigste is. In ons donkerste tye moet ons weer leer om te hoop, moet ons leer om te glo, moet ons leer om te vertrou. En daarom is die donker tye ook in ons lewens nodig. Hoop is gebaseer op die opstanding van Jesus Christus. Wanneer ons kyk na hierdie gedeeltes, daarvoor ook vir my veral 'n belangrike tema van Johannes 20 vers 29, waar Petrus ook vir ons sê: maar julle het hom gesien, maar tog glo julle, maar tog is julle lief vir hom. Dit is eintlik iets wat Jesus al gesê het in Johannes 20 vers 29, waar hy gesê het: geseënd is die wat nie gesien het nie en tog glo. Daarom is ons geloof nie afhanklik van bewyse en tekens nie,
Here al het ek nie gesien nie, glo ek, dit is waar. Die woord lewende hoop beteken om vas te hou aan God se beloftes. Dit word nie bewerkstellig deur die politiek, deur wêreldvrede of enigiets anders nie. Ons hoop word gevestig, soos Petrus wil sê, op die opgestane Here. 'n hoop wat nie sterf nie, omdat Jesus opgestaan het. Ons hoop is lewend, dit het nie gesterf nie. Hoekom nie? Omdat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. Deur die opstanding van Jesus Christus het ons hoop. Ons hoop is die lewende Christus self. En as ons nou bietjie na ons bekende teoloog toe gaan en gerespekteerde verklaarders van die woord, dan dink ons aan Stefan Joubert wat gesê het, die opstanding is nie 'n gebeurtenis in die verlede nie, maar die begin van 'n nuwe werklikheid. So, ons neem kennis van die opstanding, maar dit bly nie in die verlede nie. Dit is die begin van die nuwe werklikheid waarin ons as gelowiges leef. Mag ons in hoop leef. Mag ons besef dat die opstanding van Jesus Christus vir my en vir jou lewende hoop bring. Die Engelsangers het vir ons gewys wat is dooie hoop, want hulle het gesê, ons het gehoop dat hy Israel sal verlos. Hulle het vasgeskreep by die kruis. Die kruis was die einde vir hulle gewees. Maar wat hulle nie besef het nie, die opgestane Jesus stap reeds saam met hulle. In daai toestand wat hulle hopeloos is, in hulle toestand wat hulle oë verblind is, het hulle dan nie besef dat Jesus saam met ons stap, of saam met hulle stap. Maar nou wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan kan ons sê, my Here, soos wat U saam met hulle gestap het, stap saam met my. Al sien ek en die Here, U werk in die stilte, ek glo dit. En vanoggend weer op Radio Sonder Grense toe, sê hulle van die groot openbaring van God in die Bybel, maar ook die openbaring van God in die aandwind. Ook die openbaring van God in die voete was. In die feit dat hy die donkie deur Jerusalem ingekom het. Die feit dat hy tot op die laaste nog getrou was aan wie hy was met sy laaste kruiswoorde. Lewende hoop bly staan, selfs in swaar kry. Wanneer ons dan kyk na wat Petrus vir ons sê, daar sal allerhande beproewings oor ons pad kom. Hoe lyk daardie beproewings? Wat is jou en my beproewings? En hoe hanteer ons hierdie beproewings? Is ons nog by die kruis of kom ek agter maar die Here of Jesus het opgestaan vir my? Daar is hoop, 'n lewende hoop. Petrus wil sê, beproewing vernietig nie geloof nie, dit versterk dit. Chris van Wyk ook van ons gerespekteerde teoloog van vandag, sê om 'n Christelike, sê dikwels dat Christelike geloof of Christelike hoop nie beteken dat probleme verdwyn nie, maar dat God se teenwoordigheid daarin ontdek word. In jou probleme, in jou situasie, dit wat jy deurgaan, dit verdwyn nie net omdat ons hoop nie, maar ons kom agter dat God teenwoordig is in die pad wat ek stap. In die pad wat ek mee besig is om te wandel saam met God, al sien ek om moet ek bly hoop, daar is 'n punt in my lewe wat ek kan agterkom, dat hy my 'n brandende hart gee. Nie die dorp of die huis waarin ek woon nie, maar Jesus self. En dan dink ons weer aan die Engelsangers waar daar staan, hulle verstaan nie hoekom Jesus moes ly nie, en hoekom die kruis gebeure plaasgevind het nie, maar hulle weet, God se plan is groter as hulle teleurstelling. Ek sluit af met 'n paar woorde van die Engelsangers wat dieselfde verhaal as 1 Petrus 1 vertel. Ons hoop leef omdat Jesus leef, omdat Jesus saam met ons stap en omdat Jesus ons oopmaak. Ons het 'n lewende hoop omdat Jesus opgestaan het uit die dood, hy leef. Omdat Jesus saam met ons stap, al sien ons hom nie altyd, en al dink ons hy is nie daar nie. En ons het 'n lewende hoop, dat Jesus op 'n stadium in ons lewens ons oë sal oopmaak. En wanneer ons hom herken, wanneer hy die brood breek,
dan is hy die een wat ons harte laat begin brand, wat ons geloof sterker maak en ons weer in lewende hoop gee. Maar as ons eerlik is met mekaar, dan weet ons ook dat ons as mens moedeloos raak. Soos die Emmausgangers, ons is onseker oor die toekoms, want daar is nie bewyse of guarantees, soos die Engelsman sê, of 'n waarborg. Here, ek is bekommerd oor die toekoms. Ek is onseker en ek is dalk vrae, wat moet gedoen word? Hoe moet dit gedoen word? Maar Petrus herinner ons hoop lê nie in wêreldvrede of politieke stabiliteit of wat ook al nie. Ons hoop lê in die opgestane Jesus Christus. Die Emmausgangers dink hulle is alleen, maar Jesus stap al die tyd saam met hulle. Hoeveel keer het ons nie alleen gevoel nie, hooploos gevoel nie, en dit in die teenwoordigheid van die Here. Mag ons besef dat Jesus opgestaan het en dat hy vir elkeen van ons die lewende hoop gee. Baie mense beleef eers later in hulle lewe of na die situasie afgespeel het, dat Jesus Christus in die gesprekke was, dat Jesus Christus vanuit die woord met hulle gepraat het, en ook uit die woorde wat iemand hulle bemoedig het hulle agtergekom, maar daar is 'n opgestane Jesus, en ek mag 'n lewende hoop hê. God se teenwoordigheid is baie keer stil, maar werklik. God se teenwoordigheid is baie keer stil, maar werklik in ons lewens. Soms voel ons soos die mynwerkers vasgevang 700 meter diep onder die grond, 33 van ons saam of alleen saam. Maar Jesus Christus se boodskap vandag vir jou is, daar is lewe en daar is hoop. Glo jy dit? Hemelse Vader, dankie dat ons in lewende hoop kan hê, en in lewende Jesus Christus wat opgestaan het uit die dood. Ja, Here, dankie dat U daardie lewe aan ons skenk, en mag ons opnuut weer ons hoop op U plaas. Daar waar ons gevoel het, daar is nie meer hoop nie. Ons sien die lig aan die einde van die tonnel nie. Here, dis die een ding op die ander ding. Hoe gaan ek my kop ooit weer te oplig? Here, ek weet nie hoe ek die deur gaan kom nie. En baie keer dan sê ons ook soos die Emmausgangers, Here, ons het so gehoop dat U vir ons verlossing gaan bring. Maar Here, ons besef nou nie in ons tyd nie, maar op U tyd. Miskien moet ons nog 'n entjie verder stap tot daar waar U die brood breek en ons oop oopgaan, en dan kan ons agterkom, maar was ons harte dan nie brand en al die tyd toe U met ons gepraat het, tree vir tree gestap het nie. Here, ons hoërskoolleerders ervaar druk, en hulle sukkel om tydsbestuur toe te pas, en ek glo, Here, ons as volwassenes sukkel met dieselfde probleme. Mag ons opnuut saam met U stap, en U saam met ons. Here, in my week, in my dag, in my Sondagmiddag, mag U nuwe hoop in my lewe inbring. Dankie, Here, dat ons U kan vertrou op hierdie lewende hoop wat U aan ons skenk, in Jesus naam. Amen.